Goeiemôre vriende, dit is begin van 'n nuwe maand. Mense kan dit omtrent nie glo nie, maar dit is so, dit is begin van 'n nuwe maand. Dit is Dinsdag, die 1 Julie 2025. Julle weet, as ek voel altyd so as ek hierso Augustus maand geslaan het, of hier by Julie maand al net na die vakansie. Voel dit vir my as die einde van die jaar net. Dit is net ongelooflik, want dit is asof hy ons nou te einde spoed. Die winter is verby, die somer kom. Ons net so amper half van 'n ander gees. Ekskuus tog. Maar kom ons raak net so vir 'n wyle, sommer so stil in die teenwoordigheid van ons Pa. O Here God, hierdie afgelope tyd, dat ek my net weer bewus geword van hoe klein ons is. En Here, as ons lewe net vir hierdie tyd waarin ons is ons inderdaad bejammerenswaardig. Here, as ons nie besef in hierdie tyd dat ons regtig net tydelik is hier op aarde nie. As ons nie besef, as ons sien rondom ons dat mense doodgaan, Here, en dat ons inderdaad so stof is nie, die een oomblik daar, die volgende oomblik weg soos blare is nie, Here, dan is daar iets met ons denke verkeerd as ons dit nie verstaan dat ons net 'n klein tydjie op hierdie aarde is nie. Here, kom vra ek vir U vanoggend dat ons U sal dien en voluit dien. Here, dat ons nie so na goed sal jaag in hierdie tyd op 'n finansiële vlak. Ons moet oorleef, ja. Ekskuus tog. Here, dat so na goed nou moet jaag, dat ons vir U die oog verloor nie. Here, U is die belangrikste van alles, want ons is tydelik hier. Ons is 'n fraksie van die ewigheid. Is ons op hierdie aarde. Maar ons gaan vir altyd by U wees. Here, gee vir ons asseblief daardie vaste wete. Help ons om dit regtig te verstaan. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, met elke eerste van die maand probeer ek dit. Uit die verlede maand dink ek amper as ek dit nie mis het nie, dit op 'n Sondag geval. Maar elke eerste van die maand probeer ek so 'n bietjie by die genadeteken stil staan. Nou vir my vriende, die doop en die nagmaal is vir my ongelooflike tekens van God. Skus tog, ek het vanoggend 'n para met jou. Is vir my 'n ongelooflike iets wat die Here God vir ons kom gee. Want ons as mense wat die tasbaar het. Daarom sit ons 'n ring op ons man en vrou se vinger, nê, om te sê, weet jy, hierdie ring is waarskynlik 'n stukkie metaal, maar dit verteenwoordig iets. Om die waarheid te sê, dit verteenwoordig 'n groot ding vir julle, want wanneer ek en jy dit sien, normaalweg, weet jy, jy's nie beskikbaar vir die ander geslag nie. As jy as vrou 'n ring op 'n man, as hy 'n vinger sien, dan weet jy, hy is nie beskikbaar nie, hy is getroud. As 'n man 'n ring op die vrou se vinger sien, dan weet jy, sy is nie beskikbaar nie, sy is getroud. En dit kan wees in ons tyd, nie, dit is inderdaad so in ons tyd, dat baie mense sien dat juis is 'n uitdaging om dan nou te gaan droom maak, nee. Die ander te gaan jag. Maar dit is 'n teken. En so het God vir ons tekens kom gee. Vir ons kom tekens gee dat ons syne is. In die besnydenis het hy vir die Israeliete kom sê, hoor hierso, ek kom gee vir julle teken. Hoef hy vir hulle teken te gegee? Nee, hy hoef nie. Maar hy kom gee vir hulle teken van die besnydenis om vir hulle te sê, dit is 'n teken, 'n goddelike teken dat julle aan my behoort. Daai tyd was dit mos nou net oor die manne en die seuns gegaan en die dogters en die vrouens ingesluit, so die mans is besny. Daardie belofte dat God die God sal wees, liewe vriende van Israel, is nog nooit verby nie. Daar's 'n nuwe volk nou, ja. Wie is dit? Dis die volk wat vir Jesus Christus aanneem as sy persoonlike verlosser en saligmaker. Die teken het verander. Die besnydenis het verander na die doop toe, maar die inhoud daarvan het nie verander nie. Die doop is nog steeds, liewe vriende, jy is myne. Jy behoort aan Jesus, jy behoort aan Jesus, jy's die nuwe volk Israel. En omdat jy in Jesus behoort, gee ek vir jou die teken as 'n doop. So wanneer jou kindertjies, wanneer jy 'n gebondsouer is, 'n gelowige ouer is, en jy bring jou kindjie ten doop, kom sê God vir jou as geloofsouer, hierdie kind behoort aan my.
En dan, liewe vriende, vat ons die water, die dominee altyd daar, en hy sit dit op die kop van die kindjie, en hy sê, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 'n goddelike teken wat God kom gee, dat daai kind reeds aan hom behoort. God kom sê, jy is myne, jy is my eiendom. Daar kom natuurlik 'n tyd wanneer daai kind moet kies vir God ook, nee, wanneer hy moet sê, Here, maar baie dankie vir dit wat U klaar gedoen het. Wanneer ek en jy so opgroei, dit is waar ons ma en ons pa aankom, nee, in die doop gaan dit oor 'n goddelike handeling met die kind, maar die ma en die pa, liewe vriende, net soos met die Israeliete van ouds, onderneem om daai kindjie in die weë van die Here op te voed. So ouers, dis hoekom dit belangrik is om jou kinders te bring om die Here te loof en te aanbid. Dis belangrik, want julle is deel van die verbondsvolk van God, en julle moet julle belofte nakom. Ek kan nie lekker op elke Sondag op die bed lê en slaap nie, ek weet die lewe is hektiek, ek weet julle ken nou al my siening daar, ek sê gaan kamp, maar selfs op die kamp, kry jou kinders by mekaar en vertel hulle van Jesus, doen Bybelstudie, doen 'n huisgodsdienst daar by die kamp, doen 'n huisgodsdienst daar by die huis. Ons is al so gefragmenteer, dat ons nie eers meer by 'n tafel sit en te eet nie, ons sit voor die TV, partykeer bid ons nie eens oor die kos nie, nee. Die doop is 'n teken dat ons aan God behoort. Wanneer jy 'n heiden is, wanneer jy goddeloos is, en jy kom tot bekering, dit is maar daai tyd ook so, was baie mense wat deel van die Israeliete geword het, en daai kinders is ook besny, en die mans is ook besny, nee. Wanneer jy 'n heiden is, en jy kom tot bekering, dan word jy gedoop. Dit is 'n teken dat jy aan God behoort. Nee. So, kom ons vier ons doop, vriende, dat ek gedoop is in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Here, dankie vir die teken van die doop. Dankie, Here, dat ek U kind is, en dat ek daar nooit hoef te twyfel nie. U het my eerste gekies, het U my gekies. U het eerste in my plek kom sterwe, U het dit gedoen. En ons reageer net altyd op dit wat U klaar en reeds vir ons gedoen het. Amen. Vriende, dan kom die tweede teken wat God natuurlik vir ons kom gee, is die nagmaal. Wat jy nou, en dan lees ons die volgende, hierso waar Jesus die nagmaal instel, dan kom sê hy, hierso vir sy disippels, hy sê, toe dit tyd was dat Jesus gekruisig moes word, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasnaal altyd saam met julle te eet, voordat ek ly. En dan, liewe vriende, vers 17, daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, hy spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit aan hulle met die woorde, dit is my liggaam wat ek vir julle gegee het. Gebruik dit tot my gedagtenis. Kom ons eet die brood, en herinner ons daaraan dat Jesus vir ons gekruisig is. En dan sê hy, met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. En dan, liewe vriende, vat ons die beker van danksegging, en ons weet dat Jesus inderdaad vir ons gekruisig is en sy bloed het vir ons gevloei. En wanneer ons die brood en die wyn drink en eet, doen ons dit tot gedagtenis wat Jesus vir ons gedoen het. Here, dankie vir die tekens wat U vir ons gee. Dankie vir U oneindige liefde. En Here, daarom wil ons ook ons geloof bely in U as ons wonderlike God en Vader. Om saam met die kerk van die eeue te sê, dis wat ons glo. Vader, ons glo in U as die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo, Here, dat U vir Jesus gestuur het, dat hy ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Jesus gelei het onder Pontius Pilatus, dat hy gekruisig is,
dat hy gesterwe het en dat hy inderdaad opgestaan het. Dankie dat hy opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van U, waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Vader, ons glo in die Heilige Gees, God die Heilige Gees. Vader, ons glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges wat U vir ons kom gee hier op aarde. Ons glo, Here, in die vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding en ons glo inderdaad in die ewige lewe. Dankie daarvoor dat ons dit vir U kan kom sê. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.